Goeiedag almal, welkom by Nuuspot. Dit is Vrydag 1 Mei 2026 en hier volg die nuus. President Cyril Ramaphosa het aangekondig dat die munisipale verkiesing op 4 November vanjaar sal plaasvind. Die datum is gekies om seker te maak dat soveel moontlik kiesers beskikbaar is om hul stem uit te bring. Minstens 3 gewere en 'n granaatlanseerder is uit 'n militêre basis in Pretoria gesteel nadat diewe deur die omheining gesny en by 'n pakkamer ingebreek het. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag ondersoek tans of enige verdere toerusting vermis word. Intussen is 'n grootskaalse soektog van stapel gestuur na aanvallers wat 2 lede van die misdaad-intelligensie-eenheid in Mount Edgecombe, noord van Durban, in 'n lokval gelei het. Een beampte is dood en 'n ander veg vir sy lewe in die hospitaal. President Cyril Ramaphosa het tydens die president se koördinerende raad in Boksburg beklemtoon dat munisipaliteite nou moet fokus op dienslewering en die uitskakeling van bureaukratiese rompslomp. Hy het gewaarsku dat munisipaliteite effektiewe drywers van ekonomiese groei moet wees. Die stad Kaapstad se plan om passasierspoorlyne self te bestuur het 'n hupstoot gekry met die bekendstelling van die nasionale spoormeesterplan. Hierdie 25 jaar plan beoog om spoorvervoer weer as 'n nasionale bate te vestig. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het intussen sekere vaste tariewe in die stad Kaapstad se begroting as onwettig verklaar. Die hof het bevind dat die koppeling van sekere heffings aan eiendomswaardes in stryd met die wet is. Op die golfbaan in Pretoria het 'n speler glo uit noodweer 'n man gewond. 2 persone het die spelers genader, waarna 'n onderonsie ontstaan het en 'n skoot afgevuur is. Kali Kriel van AfriForum het donderdag met oud-president Jacob Zuma vergader om kwessies soos selfbeskikking en artikel 235 van die grondwet te bespreek. Kriel beskryf die gesprek as konstruktief ten spyte van verskille tussen die partye. Die Valke het in Pretoria 'n man in hegtenis geneem wat homself as 'n lid van die Staatsveiligheidsagentskap voorgedoen het om besighede af te pers. In 'n aparte voorval is 2 valse polisiebeamptes in Centurion vasgetrek vir omkopery. In Limpopo is 5 Mosambiekers agter tralies nadat hulle glo voertuie oor die grens na Mosambiek en Zimbabwe gesmokkel het. Die groep word verbind met 22 voertuigdiefstalle wat sedert Desember plaasgevind het. Produsenteprysinflasie het in Maart tot 2,3% gestyg, hoofsaaklik weens hoër brandstofkoste. Daar is egter effense verligting in vleispryse danksy inenting teen bek-en-klauseer en verhoogde invoere. In Iran beweer die opperleier Ayatollah Mujtaba Khamenei dat die land nou in beheer is van die krisis in die Persiese Golf. Hy beskryf die militêre optrede deur die Verenigde State as 'n skandelike mislukking. Die massamoordenaar Brenton Tarrant het sy appel teen sy skuldigbevinding en vonnis vir die aanvalle op 2 moskeeë in Nieu-Seeland verloor. Die hof het bevind dat sy skuldigpleit destyds vrywillig was en sonder dwang geskied het. Die Amerikaanse regering poog intussen om 'n internasionale koalisie te vorm om vrye navigasie in die straat van Hormuz te herstel. Hulle wil ander lande betrek by 'n raamwerk om energiesekuriteit en skeepvaart te beskerm. Koning Charles III het tydens sy besoek aan die 9de September gedenkteken in New York sy solidariteit met die Amerikaanse volk verklaar. Die besoek fokus op die herstel van bande tussen Brittanje en die Verenigde State te midde van internasionale spanning. Dit was vandag se nuus, net hier op Nuuspot, die tuiste van Afrikaanse stories agter die nuus.